Goeiedag, baie dankie dat jy saam luister. Ons gaan verder met hierdie gedagte oor Roete 14:6. Die pad waar ons as disippels ons Here Jesus Christus volg as die weg en die waarheid vir ons lewe en oor ons lewe. Die pad waarin sy woord die padkaart is vir elke afdraai wat ons neem en elke paadjie waarop ons stap en waarop in die genade van die Here die Gees in sy krag, God wat in ons woon, ons gids is, wat ons hande vat en ons lei, ons bemoedig en ons bekragtig. Hierdie pad is ook deur die genade van die Here 'n pad wat belaai is met die heerlikste bestemming. Ons het gehoor voorheen dat Paulus skryf in Filippense 3, ek maak my los van wat agter is en span my in vir wat voor is om die hemelse wenstreep te bereik en die prys te behaal. Ons is nie op pad nêrens heen nie. Ons is op pad iewers heen. Lewis Carroll het gesê, if you do not know where you are going, any road will take you there. Ons weet waarheen ons gaan, ons bely dit. En daarom is daar net een spesifieke pad wat ons soontoe vat. En dis Roete 14:6. So ek moet vir jou vandag die vraag vra, waarheen is jy in jou lewe op pad? As jy kyk na jou lewe in die algemeen, waarmee jy jou besig hou, waarheen werk jy? Waarmee is jy op pad? Want as disippels van Jesus moet ons op Roete 14:6 op pad wees na die koninkryk. En in hierdie pad wat ons stap, is ons ook dan koninkryksbedienaars. Is ons lewe gesentreer en gefokus rondom die bediening van die koninkryk van Jesus as onderdane van Jesus wat onder sy koningskap leef. Daarom sê die Here vir ons, jy moet so besig wees met sy koninkryk. Matteus 6:20, dat jy nou reeds skatte in die koninkryk bymekaar maak. Dat jy jou lewe nou reeds belê in wat ewig is. Dis die koninkryk van die Here. Wat is Roete 14:6 se bestemming? Johannes 14:6 sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis Roete 14:6. En dan verder sê hy, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Met ander woorde, die weg, die waarheid en die lewe is dit wat vir ons die hek, die deur oopmaak na die Vader toe. Nou weet ons, die voorhangsel het geskeur en ons as gelowiges kan weer met vrymoedigheid in die heiligdom ingaan. So leer Hebreërs 10 ons. Dat ons by in die volle teenwoordigheid, volmaakte teenwoordigheid van die Vader kan leef. So ons is in die teenwoordigheid weer van die Here. Maar nou is ons steeds in 'n aardse stryd gewikkel. Ons is steeds in die stryd teen sonde en die menslike swakheid gewikkel. Soos Paulus skryf in 2 Korintiërs 5:1, ons is steeds in 'n tentwoning. Ons het nog nie die bestemming van ewigheid bereik nie. Ons is nou in hierdie aardse wedloop waarin ons gereed raak vir die hemelse ewigheid. Om in die volheid saam met die Here Jesus in die hemel in die teenwoordigheid van die Vader te wees. So met ander woorde, daar is goed wat aangebreek het, maar daar is goed wat nog kom. En dit wat nog kom is die wonderlikste heerlikheid van die volheid van God se teenwoordigheid, waarin ons ewig gaan wees en in daai volmaakte volheid al ons gebrokenhede en tekortkominge en onderhewigheid aan die menslike gebrek en feilbaarheid totaal weggeneem. So alles wat ons op aarde belemmer en hinder en wat die menslike lewe moeilik maak, wat hartseer veroorsaak, wat dood veroorsaak, wat verskillende gebrekkighede veroorsaak, word volmaak weggeneem. Dis die hemelse bestemming, waar ons in die teenwoordigheid van God in volmaakte heerlikheid en volmaaktheid voor die Here kan leef. Wanneer die mens sonder enige sonde of gebrek die volheid van God se teenwoordigheid beleef. Dis die eindbestemming van Roete 14:6. Daarom kan ek nou reeds sê, my lewe is nie nêrens heen op pad nie. My lewe is op pad na die grootste heerlikheid wat die mens vir homself nie eens kan indink nie. Waaroor die Here sê, die bruid moet sê, kom Jesus, kom, sodat daai heerlikheid moet aanbreek. Met ander woorde, om te dringendheid by ons wees, om die koninkryk ook te bedien in die wêreld. Dis waarin Roete 14:6 lê. Dit is disippels se bestemming, en dis die heerlikheid wat ons nou reeds moet bedien, en aan die wêreld moet wys in getroue navolging van Jesus, wat daai heerlikheid vir ons laat aanbreek. As navolgers van Jesus, raak baie dinge in ons lewens nuut. Ons eindbestemming raak nuut. Wie ons is, raak nuut. Daarom moet ons instel en fokus, ons gedagtes gevange neem in die wete, ek is op pad iewers heen, en in my op pad soontoe wees, is daar nou reeds mylpale in die uitlewing en bediening
van my gawes en God se roeping in my lewe wat ek moet bereik en waarvoor ek moet beywer. Daarom stel ek my soos Paulus in om by die wenstreep uit te kom, maar tot dan is ek gerus in die wete dat ek het 'n padkaart om te volg. Ek het die heilige volmaakte toergids wat my hande vat en my lei en my krag gee. Ek moet nou ingestel gehoorsaam op die Here, op hierdie roete besig wees om hom te verheerlik. In 'n lewe waar ek al hoe meer nuut word in ook wat ek doen. So die Here se wil is, gaan ons oor die volgende paar weke kyk na hoe ons as disippels van Jesus in ons lewe dinge nuut doen op roete 14:6. Mag die Here ons in dit ook lei om te groei as mense wat al hoe minder mens en al meer Jesus deur ons leef en word. Sodat ons soos Paulus kan sê, dis nie meer ek wat leef nie, maar Jesus wat deur my leef. Ons is op pad iewers heen, die Here lei ons soontoe en ons moet nou reeds ons beywer om die ligstrale van die koninkryk te laat uitbreek in die wêreld, in 'n ou stikkende wêreld, die nuwe van Jesus en sy evangelie boodskap te wys. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet, ons lewe is op pad in en na u volmaakte heerlikheid. Help ons om nou in ons pad en ons roete soontoe in navolging van Jesus as disippels, ook daai heerlikheid uit te skyn in die bediening van die evangelie. Maak ons gerus in die wete dat u getrou ons lei en dat ons bestemming volmaak heerlik is, soos u. Spirit van die Here in Jesus se naam. Amen.